Ons het die vorige geleentheid gekyk hoe Josua gekonfronteer was by Jerigo. Vandag wil ons kyk hoe dat hy reageer as hy die bevelvoerder van die leer van die Here daar ontmoet. Jy sal onthou, hy het op sy aangesig geval. Hy het die Here aanbid. Dit wys vir ons, dit was die Here wat aan hom verskyn het. Wat sê die Here vir sy dienaar? Dis iets wat elke dag in ons harte en gedagtes moet wees. Here, ek is hier om u bevele uit te voer, om te doen wat u vir my wys. U is in beheer. Dis my voorreg om u wil te kan ken en die leiding te volg. En twee wonderlike dinge gebeur die oomblik dat Josua sê, wat wil u vir u dienaar sê? Die bevelvoerder van die Here se leer het vir Josua gesê, trek die sandale van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig. Josua het dit gedoen. Dis iets baie soortgelyks aan wat met Moses gebeur het by die brandende doringbos. Jy sien, wanneer ek en jy voor die Here buig, onsself aan hom oorgee, dan openbaar die Here sy ware identiteit. Hy leer ons wie hy regtig is. Daar's iets bevrydends om te weet wie die Here is. Daar's geen groter voorreg as om in sy teenwoordigheid te wees nie. Ek en jy is vir hom gemaak. Ek en jy is geskape om met hom te wandel. Wanneer jy die Here vertrou, wanneer jy voor jou Jerigo staan, as jy klaar is met jou pogings om Jerigo uit te pluis, as jy dan besef, maar die Here Jesus het al reeds die paadjie afgestap, hy wag hier by Jerigo vir jou, is dit jou taak om hom nou te vertrou. En as jy die Here vertrou, dan is dit jou taak om gereed te wees vir enigiets wat die Here vir jou kan wys. Die Here het vir Josua gesê, hulle moet 6 dae, een keer op 'n dag, om die stad loop in stilte. Waarom? Hulle moet nou in afwagting wees van wat die Here gaan doen. Hulle geloof word opgewerk. Wat gaan die Here in hierdie saak doen? Die volgende dag, die 7de dag, het hulle weer 'n keer om die stad gestap. 7 keer, waarom? Hulle is nie nou meer in gelid nie. 7 keer loop jy al in die ronde. Skielik is jy gereed as die Here ingryp om alles te laat val en reg voor jou oor te stap. Weet jy, dit klink dalk nie vir jou na 'n goeie gevegsplan nie, maar dis 'n wonderlike plan as die Here in beheer is daarvan. Soms maak dit nie saak uit 'n menslike oogpunt nie, maar as dit van die Here afkom, kan jy daarop staat maak. Hoe lyk die Jerigo voor jou vandag? Jy het al baie daaroor gebid. Verwag dat die Here vandag saam met jou daar sal instap. Kom ons bid. Here, ons wil ook hierdie week op hierdie manier saam met U instap in Jesus naam. Amen.